Ou Franco, baie welkom hier so by die Boereland podcast. Dit is vir my 'n groot voorreg om bietjie vandag met jou te kan gesels. Jy verteenwoordig nou natuurlik Starra Afrika. Welkom by die Boereland Potgooi, waar ons die wêrelde van boerdery ontrafel. Gesels oor die nuutste tegnologie in die landbou en insigte deel van kundiges en boere in die bedryf. Hier kan jy elke oomblik geniet en dalk iets nuuts leer. Onthou, die opinies hier is net dit, opinies. Sien die feite, maar neem gerus jou eie pad. Ek is NC Skoombi en welkom by die Boereland Potgooi. Kom ons begin so 'n bietjie met net 'n lekker vraagie sommer net hier uit die staanspoor uit. Waar het jy groot geword en hoe het jy betrokke geraak in die landbouwêreld? Ek is in Kroonstad. Ek het daar in die skool gewees, matriek geskryf 2001. Ek het toe gaan werk, transportbesigheid en goed gedoen. En ek het by 'n handelaar in Kroonstad begin, Kroonstad Trekkerdienste. En van daar af, hulle was die Klaas agentskap. So ons het die eerste Starra 3.0 verkoop in daai area. En ek het na hom gekyk en van daar af het ek begin werk vir die invoerder, Kempton Agri. En ja, op die einde nou werk ek 3 jaar vir Starra self. So nou hoe dit gebeur dat jy soos letterlik, jy het nou van Kempton af, hoe het jy ingekom by die span by Starra self? Man, kom ek sê vir jou so, my eerste toer Brazil toe was 2016 gewees. Ek en so 4 Suid-Afrikaners, dit was hulle eerste Suid-Afrikaanse tegniese ouens wat nou daar kom tegnies doen, klasloop. En het baie lekker gewees. Die tweede dag wat ons daar was, sit ons almal buite op die sypaadjie en wag vir die almal om klaar te maak vir ons gaan eet. En hier stop 'n oom en 'n tannie met 'n splinter nuwe BMW X5. Stop die oom daar, klim uit en ek sien die ou wat saam met ons tolk staan op en hy sommer, jy kan sommer sien hy's nou hallo en almal, jy weet, dis nou die eienaar van Starra. Dis nou eienaar en sy vrou, president daai tyd, alles. En hy praat nie Engels nie, maar die ouetjie tolk en hy sê vir hom, hoorie, sê jy, hy moet vir ons vra, as daar enigiets is wat ons wil hê, enigiets is wat ons nodig het, ons moet net praat. En ja, ek het 'n bietjie voor op die wa en alles. Ek sê toe vir hom, ek soek sy kar se sleutel. En hy gee vir my sy kar se sleutel. Ek gaan na die kar toe, ek maak die deur oop, maar dan dink ek so, ai Frankie, jou idioot. Jy weet, as jy nou, jy's 'n bietjie voor op die wa, maak die deur toe, ek stap terug en ek gee vir hom sy sleutel. Hy kyk so, hy sê daar vir die tolkies en die tolk wil toe nou nie heeltemal sê wat hy gesê het nie, maar daar kom daarop neer, ek is 'n sissie. Omdat ek nie met die kar gery het nie. Ek moet met hom ry. So, ja, daar het ons begin 'n verhouding ontwikkel en alles. Ja, en van daar af begin die mense praat en lekker begin werk en alles. En hoe die idee gekom dat Starra, was Starra toen al reeds in Suid-Afrika gewees en hoe die idee gekom, Starra het invoerders gehad voor Kempton Agri, maar van 2016 af het hulle oorgevat en dis waar ek toe nou in die prentjie ingekom het by die handelaar. Okay, ja. Dit is nogal baie interessant. Wat geniet jy die meeste van jou rol by Starra Afrika en het jy al iets interessants geleer deur byvoorbeeld van hulle kultuur of 'n paar Portugese woorde of so iets? Man, ja, ongelukkig die maklikste woord in enige taal is gewoonlik 'n lelike woord. Jy weet, dit rol op die tong. Maar ja, hulle is, wat ek moet sê, hulle is baie soos ons Suid-Afrikaners. Hulle hou van braai, hulle hou van kuier. As jy daar by hulle kom, hulle los jy nooit alleen nie. Ja, ek is later, die ouens los my net 'n bietjie. Ek wil net rustig wees. Ek wil net, nee, hulle los jou nou alleen nie. Hulle is, tel jou op, vat jou vir 'n braai. Die hele familie is 'n lekker, dis 'n familiebesigheid. So dis 'n pa, ma, die 2 seuns en 'n dogter. En almal wat vir my die lekkerste, wat vir my interessant is van dit, ons staan, hulle gee vir almal wat by hulle werk kos. So tussen 12 en 3, eet daar omtrent so 4000 mense in die saal. So dan sit elke halfuur, jy weet, jy het 'n uur ete, so vir 'n halfuur gaan jy hou in, jy kry jou skinkbord, jy gaan skep jou rys, jou aardappels, vleise wat daar is, koeldrank, en dan gaan sit jy in 'n ban en goeders eet. So as jy klaar is, dan kom sy die volgende nou. So dit is, in elk geval, nou staan ons in rye, met 'n skinkbordjie, en hier agter my, sien ek, flip my, hier staan die oom, die eienaar. Ja. Hy staan 3 plekke agter my in die ry. Ek tog soos, jy weet,
jy is die eienaar. Ja, Dit gaan maar verby. Hulle doen nie. Van die slimste, die ou wat die masjiene ontwerp, die eienaar, almal staan in 'n ry en wag vir hulle beurt. As die vrou wat uitvee voor staan, wag hulle tot sy klaar haar kos gevat het. So daar's nie van, ek is baas en jy is my werker en dis dit glad nie. Hulle is almal plat op die aarde, dit is lekker mense om mee te werk, en die cleaner is net so belangrik, soos jy wat die ding ontwerp. Want as die plek nie skoon is nie, kan die ou dat dit bou nie reg doen nie. So, dit is vir my... Dit is nogal baie waar, nee. Dit is almal se, maak nie saak hoe klein jou rol is in die besigheid, as jy 'n rol het, daarso dink ek is dit nogal baie belangrik, want dit het 'n effek op iets anderste. Nou, ons het seker so 3, nee, ek lig dit seker 6 jaar terug, 5, 6 jaar terug, Nampo. Dus die pa, die ma en die dogter hierso. Nou, saam met ons was daar toe 2, 3 Brasilianers wat oorslaap soms ons by die Nampo bly ons bly. En die baase kom toe nou en hulle kom eet die aand saam met ons. Toe hulle gaan, nou gewoonlik in Suid-Afrika, 90% van alle plekke werk so. As die eienaar instap, dan begin almal terugtrek. Want almal is niemand wil deel wees, want jy weet, jy het nou gesit in 'n brandewyn drink, as die baas instap en gooi jy, dan drink jy water, soda watertjie en jy weet, jy's nou op jou plek. Toe hulle ry, die baas ry, toe staan daai 3 ouens daar, ek dog hulle gaan begin huil. So emosioneel van, dit is so close is hulle teenoor hulle baas, teenoor die mense wat saam met hulle werk en als. Dis regtig 'n familie ding. Ja. Dit is nogal baie interessant hoe jy dit verduidelik en so aan. Ek gaan nou 'n bietjie vir jou praat ook bietjie, ek wil hê jy moet vir ons bietjie verduidelik van die spanwerk en die dinge wat ek kan nogal dink hulle het goeie spanwerk ook. Ek wil net hierso sien. Kom ons gesels bietjie oor die geskiedenis van Starra. Waar het hierdie nederige besigheid begin? Waar het hierdie avontuur afgeskop? Nou, met daai jare in die oorlog en goeters, het die families gevlug van Nederland af en oral Brasil toe. En Stapelbroek is die eienaars van die besigheid se naam. So, wat gebeur het? Hulle het begin met sleep, goed wat hulle agter die trekker sleep, soos ploe en sulke goeters, het hulle begin bou. En toe het hulle op 'n stadium begin besef, maar daar is regtig plek om masjinerie te ontwikkel en te verbeter. Toe die eienaar, nou die president nou, sy skoonpaale die ding begin eintlik, sy vrou se paale. Ja. Toe het hy nou in die prentjie gekom. Toe het hy 'n bus gevat, implemente agteraan gehak, paar ouens wat in die bus is, wat sommer in die bus slaap, en gery van plaas tot plaas om te gaan wys hoe werk die implemente en Starra se naam te begin bemark en alles, ja. So hulle het letterlik ook onder begin, daar was op 'n stadium, 'n tyd het hulle vennote gehad, en toe was daar op 'n stadium waar dit swaar gegaan het met die besigheid, met ekonomie en alles, en dis toe die vennoot laat inkoop het. En paar jaar daarna het hulle hom weer uitgekoop, en aangegaan van daaraf. Weet wat is vir my wonderlik? Wat vir my lekker is om 'n boer te vat en te gaan wys hoe lyk Starra. Wat is Brasil? Want Suid-Afrika, ons regverdig dit nie. En om daai selfde kliënt 'n jaar later te vat en die verskille te sien, die verbeteringe wat gedoen is in die fabriek. Dit is, jy kan dit nie glo nie. Amazing. Ek dink dit is nogal 'n besonderse ervaring. Hierdie episode van die Boereland Podcast word met trots geborg deur Starra Afrika, jou vennoot in slim innoverende landboutegnologie. Van presisieboerdery tot gevorderde landboumasjinerie. Starra bring dekades se ervaring en Brasiliaanse innovasie reg na die plase hier in Suid-Afrika. As jy op soek is na 'n doeltreffende, slimmer en meer produktiewe oplossing vir jou boerdery, is Starra Afrika die naam om te onthou. Gaan loer gerus na hulle sosiale media en hulle webtuiste. Kontak hulle vir meer inligting oor hoe jy jou boerdery na die volgende vlak kan neem. Dankie aan Starra Afrika vir julle ondersteuning. En nou, terug na die episode. Starra is 60 jaar, meer as 60 jaar oud. Wat dink jy is die geheim wat hulle so suksesvol maak en te kan groei soos wat hulle nou doen? Nou, die oupa het altyd gesê, jy is so goed
soos wat jou werkers is. Hulle is nie baas nie, hulle is leiers. Ons was, verlede jaar was ek in Brazil vir die eerste keer vir 'n hulle Nampo dag. Hulle het 4 groot dae, ek was by een van die groot dae gewees. Om te gaan sien, saam met al die verkoopsouens en al. Weer eens, die eienaar slaap nie in die hotel nie. Hy deel 'n kamer soos ons 'n kamer deel. Verstaan, so dis nie, my ding is, hulle kyk na hulle werkers, hulle kyk na hulle mense, en dit gaan nie net oor geld maak nie. Dit gaan oor 'n familie en 'n produk, 'n naam. Ja. As jy sal sien, as jy met 'n Brasilianer praat, as jy een is, jy sal onmiddellik sien, hy het altyd 'n vlag op sy skouer of iets, want hulle is trots. As jy in Brazil in Starra, so 'n Matokkie daar rondloop, hulle sal altyd Starra klere aan hê. Van die werkers wat daar is, wil daar werk, hulle is tevrede. Weet jy wat, ons stap, vat gewoonlik as ek van die ouens ook oorvat, stap ons deur, dan sê ek vir hulle, let bietjie op, hoeveel mense staan en niks doen nie. Weet, as jy nou in 'n plek inkom, daar sal 'n cleaner wees wat dalk nou met sy foon speel, of iemand hier of iets, ja. As jy daar deur stap, jou werk is om daai hoekie uit te vee, daai hoef jy sy hoekie uit, punt. En daar's nie iemand wat hom dophou, iemand wat polisieman speel nie, of course, daar is managers en goeters, jy gaan jou werk doen, as jy nie werk doen nie, gaan hulle jou laat gaan. Maar, as jy daar deur gaan, kan jy sien, die werkers is gelukkig, en hulle wil daar wees, hulle is trots. So, my ding, wat ek dink hulle grootste sukses is die feit, dat dit nie net 'n besigheid is nie. Dit is nie net 'n geldmaak ding nie. Dit is, daar is 'n punt, daar is 'n doel in die lewe vir hulle, om te groei, en op 'n punt te kom. Nou, dis nou nogals baie interessant dat jy nou praat van dat hulle wil groei en tot op 'n punt kom. Wat sê jy is hulle grootste, as 'n mens nou die Engelse woord kan sê, goal, wat hulle wil bereik graag deur hierdie, wat dink jy is hulle grootste? Kom ek sê vir jou so, weer 'n Engelse woord, world domination. Oral in die wêreld moet in die volgende 10-15 jaar weet wat is daar en waar is daar. En die eerste keer as ek mense oorvat, weet wat, die eerste keer wat ek oorgegaan het, ek was nou maar 'n paar keer daar, het ek gedink, ek gaan daar instap, ons gaan elke 'n 17 spanner kry en ons gaan skroefies in mekaar sit. En maar toe gaan stap toe besef ek, nee, ons weet nie wat aangaan nie. Hulle het hulle eie gietery, hulle giet hulle eie staal. Regtig? Hulle giet hulle eie staal. So, hulle booms word nie deur 'n ander fabriek of company gemaak, of hulle maak dit self. Dis bly interessant. So, nee, net die manier van hulle ding doen. Die verf. In die begin het hulle agtergekom die verf manier wat hulle opsit, werk nie. Hulle het nou 7 verskillende stappe wat hulle met die goed doen, om die verf wat hulle behandel en. So, vir hulle gaan dit oor verbetering, om altyd, en wat vir my ook lekker is, as jy met hulle praat, en daar is iemand wat vir jou sê, hoorie, miskien moet julle hierdie kraan so omsit, of dit verander. Hulle is nie van, hoorie, ek sê fabriek, ek doen dit soos ek het doen nie. Hulle kyk daarna. Kyk, ja. Hulle praat en sê, okay ouens, ons het hierdie opsie gekry, wat denk julle hiervan? Opinies, en as dit 'n beter ding is, doen hulle dit. So. Hoe sê jy die, ek wil 'n bietjie gesels oor julle produkte. Nou, ek weet julle het 'n lekker wye verskeidenheid van produkte wat ek dink nogal baie handig kan kom in Suid-Afrika. Verduidelik ons bietjie oor van julle produkte. Okay. So, ons het begin, ons eerste masjien wat hier verkoop was deur Kempson, daai tyd hoogloopspuit, was 'n 3.0. Nou dis die enigste masjien in die wêreld wat 'n kombinasie masjien is, wat 'n spuit is en 'n strooier. So jy kan letterlik 'n knoppie druk en hy verander van spuit na strooi. Hulle het die seun die masjien ontwerp, die eienaar se seun. En die boom in die middel, kyk, ons is die enigste ouens wat die boom, wat patent reg het om 'n boom in die middel te sit op die oomblik. Okay, maar hoekom die boom in die middel? As jy in 'n vliegtuig is, waar is die vlerke? In die middel. In die middel, ja. Waar skitter die minste? In die middel. So, as jy 'n boom agter sit, het jy maar altyd die probleem van jou gewig lê agter. Die feit dat ons boom in die middel sit, het ons 'n 50-50 gewigsverplasing op ons tyres. So al 4 wiele is op dieselfde tyd, op dieselfde grond en dieselfde drukking op die pressure op die grond. So
traction als is dieselfde. En die kompaktering is dan ook meer, of hoe kan ek sê, is bietjie meer egalig, sal Ja, mens sê, of Dis bietjie meer egalig, jy kan dit sê, maar die eindelike rede daarvoor is, kom as jy kom op 'n nat plek, en jou boom sit agter, wat gebeur? Roep? Ja, hy gly. So ons boom is baie stabiel, omdat hy in die middel sit, Ja. en natuurlik, ja, hy het beter traction. Beter traction. Nou, jy praat nou van die, wat se ander produkte het julle nog? Nou, kom ons begin. Die 3.0 wat hom ook uniek maak, natuurlik hy het 'n 3 ton kunsmis bak agterop, en jy het nog nie in jou lewe 'n land lekker gestrooi, so nog nie met 'n selfloper strooier gestrooi het nie. Dit is net iets anders. En hy strooi gemaklik 36 meter. Okay, ons booms is 30 meter op die 3.0, so ons strooi maar net 30 meter. Die masjien tel op deur om 'n knoppie te druk van 1.43 na 1.83 toe. So dit is, as jou mielies bietjie in saad kom en alles, en jy moet, soos nou wat die ouens begin wurms kry, of jy moet nog ietsie oorstrooi of jy kan, druk 'n knoppie en hy tel op na 1.84 toe. So dit maak hom lekker uniek. Ons kry ook op hom, kry jy 'n nozzle by nozzle, en jy kry ook 4-wiel stuur. So jou 4 wiele draai almal. As jy vorentoe ry, jy draai links. Jou agterwiele loop nog so 4 meter en dan begin hy draai. So hy maak net in sy Spore. Alles presies in sy spoor. Wat lekker is van Starra, van die begin, van die neus voor tot die stert agter, is Starra se verantwoordelikheid. So dis nie dat ons 'n derde company het om jou satelliete te doen nie, of jou autosteer te doen nie, of jou spuitgoed te doen nie. Die ou wat aan hom werk, doen alles. Hy moet weet hoe werk alles, en hy weet hoe werk alles. So alles is in-house basis. Alles is in-house. Dan kry ons flagship die 3000 of 4000 spuit. Hy tel op van 1.6 na 2 meter. Hy het heeltemal sy kajuit binne is 1.5 keer groter as die 3.0 sin. So dis nou jou luxury, dis nou jou SUV. Dis nou jou SUV. Wat lekker is van hom, engine sit agter, so Cummins engine. Boom sit in die middel, kry hom ook in 'n 30-36 meter boom. Maar wat ons gedoen het, Starra. Dit was nog 'n ding wat as ek gesê het ja, maar Starra, dan keer hulle my nee, ons. So dis nie Starra, dis ons. Jy het op jou lyn, ons het 'n dubbellyn. So wat gebeur is jy het 'n nozzle voor en 'n nozzle agter mekaar. So as jy van 0, kyk, jy kan enige spuit in die wêreld hê, as jou nozzle nie reg is nie, het jy 'n probleem. So jy kan van 0 tot 8 km/h ry, dan word gebruik as sy voorste nozzle. Wat nou kom ons sê 'n geel nozzle is 'n kleiner nozzeltjie. Agter kan jy nou 'n rooi nozzle sit wat groter is. So van 8 tot 15 km/h sit hy outomaties oor na sy groter nozzle toe. En dan kom ons sê by 15 km/h, ons sê nou maar spoed, maar dit werk met jou drukking. Sodra jou drukking te hoog gaan skakel hy oor na al twee toe. So jy het inderwaarheid van wat jy wegtrek tot op jou spoed wat jy wil ry, gaan jou spuit deur 3 verskillende nozzelgrooters. So jou drukking en jou liters is presies dieselfde. Dan wat ons masjien ook uniek maak, ons booms sirkuleer terug tank toe. Sodra jy jou pomp aansit, gaan hy tot op jou boom se punt en hy gaan weer terug tank toe. Hy het nozzle vir nozzle wat aan en af sit, en ons het 2 flow meters. Uit die tank het ons 1 flow meter wat nou deur jou hele stelsel gaan, en dan voordat hy terugkom het hy nog eene. So hulle check mekaar, kontroleer mekaar. As die eerste ene weet, okay, kom 10 liter, 8 liter moet op die grond wees. As 8 liter en 2 liter gaan terug. As 2 liter nie terugkom en weet daar's 'n fout, dan waarsku jy, sê vir iets is nie reg. Iets is nie reg nie. So hy kontroleer permanent terwyl jy ry, dat jou, as jy 200 liter wil hê, moet jy 200 liter kry. Dit is nogal baie uniek nou. Van julle, dit is nou, daar's 'n spesifieke produk wat nogal my oog nogal baie gevang het. Wat dis die een wat hy strooi, hy spuit en jy kan met hom plant. Ja, dis die 3.0. Is dit ja, basies die 3.0? Ja. So jy kan spuit en strooi, dan is 'n add-on wat jy kan doen, dan kan jy fynsaad met hom doen. Soos jou grassade en daai tipe van ding. Alleen met cover crops kan jy ook doen. Ja, wat jy jou cover crops mee kan. Dis nogal baie innoverend, né, dat jy so 'n masjien wat sommer so, en hy doen dit 30 meter op die boom uit. So jy het anders 'n kit wat jy opsit, en hy hardloop met pype tot op jou boom se punt, en dan het hy 'n nozzle daar wat dit afsit. So dis nie as die wind baie affekteer hy dit, of anders daai goudsaad is baie fyn. Ja. So ja, dan sit hy dit neer 30 meter. Dis amazing. Nou,
ek weet julle het byvoorbeeld 'n Brutus ook wat bietjie help. Wat was die idee agter dit? Dit's nou om die kalk in die Okay. Kom ons ek spring nou rond hier so. Yes. Okay. So kom ons net om ons spuite klaar te maak. Ons spuit wat ons nou inbring van hierdie jaar af is 'n 2500 liter. Dis net 'n spuit. Dan het ons nou die 3.0 en dan het ons die 3000-4000 liter. Selfde masjien net kan net kies of jy met 3000 of 4000 tank wil hê. Selfloper strooiers is ons Hercules 6.0. Dan het hy 'n 6 ton kunsmisbak en hy strooi kunsmis soos en kalk, kan hy kalk in ons beveel dit nie aan nie want hy's hoog. Dis 'n hoogloopmasjien. Vir die kalk het hulle nou juist die Brutus ontwerp. Die Brutus is 'n fantastiese masjien want jy kan kalk strooi wanneer dit reën. Wanneer dit reën, skus. Jy kan kalk gooi wanneer die wind waai. So wat gebeur is, hy het sy eie, jy het nie 'n groot trekker nodig nie. Hy veeg, die wat ons op die oomblik in Suid-Afrika verkoop het is 'n 12 ton. Ons bring hierdie jaar die 18 ton en die 25 ton in. So al wat hy doen is uit 'n beld, jy gooi jou kalk in, die wind waai, beld draai en hy val op die grond presies op jou meter. So wat is hoekom het hulle ontwerp? As jy jou hand kalk vat en jy gooi hom, jou swaar korreltjies trek baie verder as wat jou poeier. Ja. Nou die probleem met dit is, jou poeier is tog maar belangrik. Jy het dit nodig. Hy is deel van die element wat die formule volmaak. So nou wat gebeur is, jou korreltjie val, daai kant jou poeier val hierso, jy sal nooit 'n eweredige opkoms hê nie en natuurlik kan jy dit sien as jy stroop ook. Daar's 'n rede hoekom mens moet kalk gee. Nie wat ek sê nie, jy grond vir jou sê. Ja, dit is nogal 'n baie waar ding daai. Nou watse ander produkte het julle beskikbaar wat dan het ons natuurlik 'n 3-punt strooiertjie, die twister. Jy kry 'n skerm. Nou net gou om jou weer terug te kom na ons masjiene toe. Al ons masjiene kom uit met 'n topper 5500. Die skerm is 'n touchscreen. Ekskuus vir die Engels. Dis 'n touchscreen. En die ding is 'n Starra produk. So hy word in Starra mekaar gesit en alles. Die voordeel met die ding is, ons is Starra is nie gebrand met dit soos Klaas of John Deere of Keis of daai ouens nie. So wat gebeur is, as jy kaart het, ons werk met die kaarte, ons kan enige kaart inlaai vir presisie spuit en verstrooi en goeters. As jy 'n RTK het, kom ons sê jy het jou eie basisstasie, kan jy hom net inplak, kry 'n kabeltjie, 'n receivertjie op die dak en ons werk met jou basisstasie. So ons is oop vir alle sisteme en alles. So op ons twistertjies, ons 3-punt strooiertjies wat 1500 kg vat, is jy kry jou skerm ook saam met jou receivertjie op die dak en daai skerm gebruik ons soos ek sê regdeur. So dis nie dat hierdie reeks het uitgekom met hierdie skerm daai reeks het met daai skerm glad nie. So dis een deurlopende produk wat jy gebruik deur al jou masjinerie wat jy dan nou aankoop of so. Die wiel werk, hoekom verander? Hoekom wil jy hom draai? Ja. Hy werk, los hom. Dis wel interessant, nee, dat hulle maar sê gou vir my, hoe verskil die plaasomgewing van die Brasiliaanse omgewing en hoekom dink jy sal daai innovasie hierso in Suid-Afrika werk? Want ek het al gehoor die ouens sê dit wat gewoonlik oor die water werk is nie noodwendig iets wat tentatief hier gaan werk. Kom ek sê vir jou so, okay, hulle kry baie reën. Hulle plant 2 seisoene, so hulle masjiene werk 2 keer harder as wat ons goed werk. Hulle het groot lande en soos jy self weet, Brazil is groot. Ons het nou begin met die strooiers en die spuite in Suid-Afrika. Ons het nou begin vir die jaar bietjie aan die planters voel. Planters breek ons nog vas van om 'n ding bo op die grond te spuit en te strooi. Is heeltemal anders as om die grond te druk. Dis nog 'n toets wat ons moet doen, besig is om te doen. Nou, ons het 'n kliënt oorgevat, soos ek sê, ons het dit getoets, soos ons wou eers nie verkoop nie, en hy het gesê, hy was in Brazil, hy het die masjien gesien, hy het gesê, soek hom. Nou hierdie jaar is die eerste jaar wat ons geplant het met hom, en dit lyk baie goed, dit lyk regtig, ek dink hy gaan 'n rekord hoe sê hierdie jaar, en ons sal dit, ja, jy sal al wees om bietjie te kom video's neem, foto's neem en alles. So ja, nou om terug te kom na die ander masjiene oor daai kant werk, dit is maar, jy weet, daai kant werk mense, hierdie kant werk mense met die goeters. Hulle het opdraandes, hulle is maar, weet wat,
ek was nou 'n paar plekke in die wêreld gewees. As jy jou oë toemaak en iemand sit jy op 'n plek, dan sal jy of 'n stukkie van die Vrystaat daar sien, of 'n stukkie van Natal sien, of so. So dit is, oral is maar dieselfde, dit bly maar dieselfde wêreld oral, ja. Nee, dit is nogal interessant. Nou, hoe sien jy die verskil wat Starra se tegnologie in die Suid-Afrikaanse mark kan veroorsaak, of die Suid-Afrikaanse boerdery? Hoe sien jy daai verskil wat dit kan maak? Is daar enige suksesverhale wat jy al gesien het van wat regtig soos dit het 'n impak op 'n boer se plaas en hoe hy sy hele setup bedryf? Ja. Kom ek sê vir jou, as ons nou kyk na die 3.0, baie goeie voorbeeld. Nie al die boere om 'n spuit en 'n strooier te gaan koop, is klaar outomaties duur. Ja. So nou koop ons dan kan ons 'n masjien verkoop wat dubbeldoelig is. So die ou koop 'n spuit, maar hy het ook 'n strooier vir sy presisie. Dan natuurlik wat ons ook bring na Suid-Afrika is ons het Connecta en ons het Telemetria. Nou Telemetria is 'n app wat jy alles sien wat die masjien gedoen het. So in Suid-Afrika het ons nie altyd die ouens wat self hulle masjiene ry nie, hulle het maar werkers. En jy is so goed soos wat jou werker is. Dis jou boerdery is so goed soos wat jy goed kan jou werkers kan vertrou. So, hierdie ou het 'n app, op sy app kan hy sien. Okay, hierdie masjien het hier gespuit. Dis hoeveel liter hy gedoen het, dis wat gebeur het, dis wat gebeur het. Hy kan nou gaan sien, okay, die wind het gewaai. Hoekom het hy ou gespuit? Wat is die fout? Hoekom gaan hy goed dood? Hoekom het hy gestrooi en die wind was te erg? Daar kan hy sien wat was die probleem. Dan kan hy ook vir jou sê hoe gaan dit met jou masjien? Is dit alright? Is daar diesel? Jy weet alles oor jou masjien vir jou vertel. Connecta wat hulle nou bring, 'n spuit en 'n strooier kan nie staan nie. 'n Spuit is een van jou belangrikste masjiene op jou plaas. So wat gebeur is, as jy 'n probleem het, ons skerm met 'n follow me. So hy begin blou flikker, hy vat jou na sy probleem toe. Ek werk vir Starra. Ek kan nie 'n laptop bring, inplak en vir jou diagnostics doen of sê, hoorie, my laptop sê dis jou probleem. Ja. Die skerm is 'n diagnostic tool. So hy's klaar outomaties. So hy flikker, as daar iets is waarmee hy nie happy is nie, flikker hy blou en hy vat jou na sy probleem toe, wat hy nie van hou nie. Ja. Dan kom ons sê dit gebeur dat jy nog steeds jy kry nie reg nie. Die skerm kan 'n SIM-kaart vat of jy kan jou foon hotspot maak of hom wifi vat na 'n plek toe, dan stuur jy 'n WhatsApp na die fabriek toe en iemand in Rusland of in Suid-Afrika of in Brazil antwoord jou onmiddellik. So hulle log in op die skerm en hulle gaan kyk. Laas jaar was omtrent 80% van alle spuitprobleme opgelos deur Connecta. Net waar 'n kliënt in die land is, hy het iets gedruk, hy is nie seker wat het hy gedoen. Wat het hy gedoen, ja, want dit gebeur nogals, né? Ja, en ek het 'n pel gehad op skool, toe ons sy pa het hom letterlik uit die skool uit kom haal, van vra, asseblief, hy het die skool afgesê, hy sê, ekskuus meneer, maar ek is nou besig om te plant, en hierdie masjien, ek het nou hulp nodig, hierdie masjien wil nie lekker werk nie, my seun moet net vir my hierdie ding kom reg instel weer. Ja, kom ek sê vir jou so, en weer eens, Starra se ouers, se mense, boer self ook, so, hulle weet, wat beteken dit om te staan? Om in daai omgewing te werk? Hulle weet wat beteken dit om te sukkel met 'n masjien en jy weet nie wat om te doen nie. So, dis waaroor dit gaan, is om dit so maklik as moontlik. Kyk, boerdery is 'n werk en is 'n moeilike werk. Maar aan ons kant probeer ons dit so maklik as moontlik te maak, want dit is tog, as jy gemaklik sit, gemaklik ry, maak dit tog dit lekkerder. En vandag se ding, tyd kos geld. Dis die ding, die ouens het nie meer tyd nie. So jy het 'n ding nodig. Ek het 'n vriend, hy het 'n sleepspuit en hy sê vir my, hy spuit sy 2000 liter as hy spuit, dit vat soms so 3:30, 40 minute. Shucks. Met ons masjiene, dis waaroor dit gaan. Ons het op ons 3.0 het ons 'n pomp wat tussen 800 en 1000 liter per minuut suig. So hy suig sy tank in 2,5 minute vol. Sure. En ek bedoel, jy kan tot 25 km/h ry. Dis So die ding is net, jy kan hektare doen, daar laat uit, en
met die planters en alles. Jy het daar so klein vensterperiode om jou goed te doen, dat jy moet dit doen, dis ongelukkig, jy het net daai tyd om dit klaar te kry. Kom ons sê, hier kom komandowurms, wat ook al die geval is. Ons het nou 'n kliënt, het was gister by hom gewees, hy is buite welkom. Hulle het gou gespuit. Milies is al in saad, hy is hoog. Maar hy moes sy vorige spuite, moes hy vliegtuig inhuur, want hy kan nie oor dit kom nie. Ons druk 'n knoppie en hy tel aan die onderkant op 1.82 meter op en hy gaan oor dit. So dit, en hy sê daar vir ons, hy het 'n spuit gehad, maar net die feit dat hy ons nou gekoop het, kan hy oor dit gaan, so hy het R100,000 gister gespaar, net om dit in die hoofvliegtuig in te bring nie. So dit bring 'n bietjie daai X-faktor van geldbesparing ook in op 'n manier, né? Definitief. En onthou net een ding, as jy presisie kyk, kom ons vat 'n stupid voorbeeld. Ons twistertjies. Gewone 3-punt strooiertjie. Jy het 'n werker, hy ry die trekker, hy strooi. Jy stel hom in, hy moet derde rad ry, soveel revolusies, hy moet 10 km/h ry. Dis dit. Man, Dinsdag, Woensdag, Donderdag gaan dit fantasties. Vrydag is daai man haastig en hy moet sy land klaar maak. Dink jy regtig hy gaan nog steeds sy 8 of 10 km/h ry? Nee. Hy gaan nou 12 km/h ry, want hy wil 13 km/h, hy wil klaar kry. So daar waar jy nou teen 10 km/h ry, strooi hy 200 kg. Nou ry hy 12. So nou strooi hy 180, 170 kg. Wat gebeur? Onmiddellik kry jou grond minder kunsmis as wat hy moet kry, so jou opbrengs is nie meer dieselfde nie. Ja. OK. Nou ry hy te stadig. Nou gooi hy 230 van dis maandag, hy het kopseer. Wat gebeur nou? Nou gooi jy te veel, so nou kos dit jou geld van jy mors. Jy verstaan, so dis nou waar jou presisie ding inkom. Daai drywer van jou kan ry sy spoed wat hy wil. Net die feit dat jy self kan beheer, dat die masjien homself kan beheer oor hoeveel hy moet neersit en op die regte spoed en regte alles, spaar jy geld. Ons het ou gehad wat ek ook bygekom het, vriend. Drywer kom by hom, sleepspuit. Yes, hy so tjaf met homself. Hy het vir die eienaar 20 liter gif gespaar. Jy kan nie gif spaar nie. Jy koop gif, jy koop 100 liter, want hier moet 100 liter wees. Ja. Jy kan nie nou terugkom met 20 liter terug nie. So iewers het jy nie genoeg gespuit nie. Ja. En dis waar jou goed inkom. Dis waar die presisie inkom. Dit beïnvloed, dit kan baie groot skade maak, né? En kunsmis is nou 'n voorbeeld, maar vat gif. Kom ons sê daai drywer ry stadiger en hy gee nou nie meer 100 liter per hektaar nie, maar hy gee nou 150. 50 liter, ja. So dis nou waar die belangrikheid van presisie inkom. Regte masjien, en dis nogal 'n groot ding wat ek agterkom. Mens moenie net altyd verkoop om te wil verkoop nie. Die vraag is, wat het die boer nodig? Dit help nie, jy gaan verkoop vir hierdie flagship aan hom, maar hy het eintlik maar net 2000 liter of 2500 liter nodig nie. So dis nogal, jy weet, ken jou boer, weet wat hy wil hê. Ek dink dit is nogal baie belangrik en baie boere kan vir jou dadelik sê wat sy behoefte is, want ek bedoel hy bly daar, hy weet presies wat hy nodig het. En as 'n mens 'n spesifieke produk aan hom verduidelik, dan kan hy, ek dink in perspektief maar hierdie sal nogal werk by my. Maar ek wil 'n bietjie met jou oor 'n ander ding ook gesels wat ek dink verskriklik interessant is. Nou, die tegnologie raak verskriklik innoverend en wonderlik en al hierdie goed. Maar is daar ook 'n bietjie van 'n nadeel dalk met dit? Ek weet vir 'n feit daar is maatskappye wat nou in Amerika byvoorbeeld alreeds sukkel met hierdie autonomous sisteme van hulle wat hulle kuberaanvalle wat hulle kry en nee, kom ek sê vir jou, so jy maak deure oop vir enige ding. Wat by ons ook nog 'n ding is, ons het baie boere wat nie lief is vir tegnologie nie. So hy wil eintlik nog 'n klein normale masjien hê, maar ongelukkig vandag as jy na jou kar gaan kyk, onthou net een ding. Kom ons begin met cruise control. Yes, in 80's het dit uitgekom, almal is happy. Die trekker het dit al jare. Hierdie selfbestuur. Plaas implemente, trekkers ry hulle self. Jy maak vir hom lyne en hy bly op sy lyn. Jy hoef nie die stuurwiel te raak nie.
So, tegnologie is al jare in die industrie, en baie van die ouens is bietjie skepties en bang oor dit. Jy kom by jou en sê, nee, maar hy wil nie, dis te veel elektronika, hy wil net dit en dit hê. Maar, ja, dis waartoe die lewe gaan. Dit is ongelukkig, en die probleem is, as jy agterraak, kom jy nie vandag by nie. Jy moet maar, weet, toe my pa gebore, toe klein was, daar was die selfone nie, maar, toe ek gebore was, daar nog geen selfone nie. Ek bedoel, ek was in die hoërskool voor die selfone begin, voordat ons nou regtig begin selfone koop en alles. Mag jy vandag vir 'n kind van 3 jaar, 4, 5 jaar 'n selfoon? Hy weet knoppies, alles. So, ja, dit is so van die ouer ouens is bietjie half skepties oor tegnologie en alles, maar vandag se kinders, dit is daar om jou te help. So, en gelukkig ons masjiene, ons is nou nie permanent op die lig nie. Ek bedoel, jy kan afsit as jy nie wil hê iemand moet kan inlok en goed nie. So, daar is daarom veiligheidsmaatreëls en dinge in plek, nee. Maar dis nogal indrukwekkend en scary aan die een kant om te weet dat iemand van die ander kant van die wêreld af dalk moontlik jou trekker kan of jou implement kan hostage vat op 'n manier met kan hom stuur en begin af en aan sit daar. Af en aan sit. Maar aan die ander kant ook, ek dink hulle het seker maar ook veiligheidsmaatreëls in plek en al daai dinge, so ek kan nie sien hoe dit heeltemal so nadelig kan wees nie. Nee, kom ek sê vir jou so, ek dink daar's regtig baie meer voordele as nadele met dit, van ek bedoel tegnologie spaar, dit is maar waar dit gaan. Dis om dit vir jou makliker, vinniger, beter en geld te spaar. Sê gou so net so 'n bietjie afsluit, wat is Starra se toekomsplanne? Is daar 'n bietjie nuwe masjinerie, innovasie, nuwe dinge wat hulle gaan inbring? Nou, ja, van 2025 1 Januarie af is ons direk in Suid-Afrika. So ons het nie meer invoerder nie. Ons het 'n goeie invoerder gehad en ons is baie tevrede gewees. Die enigste ding is, daar is baie meer masjiene en goed wat ons kan inbring in Suid-Afrika. So, vir ons om te kan groei wat ons wil groei, moet jy maar self begin inkom. So, van 1 Januarie af, het ons nou self, so ons het 2500 wat ons nou in Suid-Afrika aanlaunch. Nou, jy het net nou gevra oor masjiene daai kant, hierdie kant, hoe dit werk, en is mens maar bang vir dit. In Starra, as hulle 'n masjien ontwerp, ry hulle hom eers vir 'n maand daar, 24 uur wat iemand hom toets. Dan verkoop hulle hom eers, as hulle tevrede is, verkoop hulle hom eers in Brazil. Hulle sal hom nie net uitvoer Suid-Afrika toe en sê, hoorie, gaan kyk maar wat doen hulle met hom nie. As hulle 'n verbetering op 'n masjien doen, of 'n verandering op 'n masjien doen, sal hulle nie nou op die 2500, tussen die 2000 en 2500 is dit letterlik die tank wat verskil, en hulle het ook 'n Cummins engine nou in die 2500s gesit. So dit is nie 'n wêreldverandering nie, dis 'n ander engine wat ons in die 3.0 gebruik, en 'n ander tank. Hulle het hom vir 6 maande in Brazil laat werk, voordat ons hom nie mag koop. So dit was net, dis reëls. Hulle toets hom, en as hulle tevrede is, gaan uit. As hulle nie tevrede is nie, verander hulle, maak hulle dit reg. Punt. Ons het reworks wat ons gehad het op 'n masjien. 'n relay, starting relay. Ek weet nie was dit die probleem in Rusland wat nie, maar as dit koud is, dan werk hy nie lekker nie. Hulle het gegaan, hulle het tot die masjien wat ons in 2016 verkoop het. Hy loop die ander kant brandvlei. Ons moes tot na hom toe gegaan het en te gaan vervang. So, as daar reworks van die fabriek is, stuur hulle jou om alles te gaan doen. Ek dink dis nou nogals 'n baie interessante ding dat julle so optree. Ek kan nogal 'n goeie vergelyking doen. Daar's 'n oom wat ek ken wat baie groot is in die Bonsmara bedryf. En sy siening was presies dit gewees. As daar fout is met een van sy bulle, dan hy ry letterlik na die boer toe en sê ek is nie tevrede met hierdie bil nie, en dan ry hy hom om, letterlik. En hy vra geen kostes of niks nie. So dis goeie naverkoopsdiens. Ek dink dis nogal 'n groot bekommernis vir baie mense as hulle 'n produk aankoop, veral in die landboubedryf, is naverkoopsdiens. Wat bied julle in daai opsigte, behalwe nou soos jy nou gesê het hier vertel, maar wat nog, wat kan jy ouens bietjie gerus stel? Okay.
Omdat ons nou direk in Suid-Afrika is, maak ons 'n warehouse oop vir Afrika. So ons kan nou die parte wat in Suid-Afrika is, gaan nie iemand weet wat dit moet aankoop en dan verkoop nie. Ons van die fabriek af van ons eie parte hê. So die middelman is nou uitgesny. Dan natuurlik sal ons genoeg voorraad hê, want soos ek sê, ons gaan Afrika en as 'n masjien moet Australië toe of iets gaan, kan hy sommer van hier af geskei word. Die handelaars, ons gaan ons eie handelaars hê, en nou weer eens, die voordeel met self hier te wees, jy kan jou handelaars kies, en ek kan ons kan reëls opstel en sê, dis Starra se vereistes. Starra gaan dit oor die boer, punt. Almal gaan oor die boer, maar dit is waaroor dit gaan. As 'n kliënt nie gelukkig is nie, moet ons hom gelukkig kry. Dis dit. Dit is so. Ons masjiene is dalk nie vir almal nie. Daar is kliënte wat dit nie wil hê nie en ek respekteer dit. Maar vir die kliënt wat met ons masjien belangstel en met ons 'n pad wil stap, Starra sal met hom 'n pad stap. En weer eens, vir hulle gaan dit, soos ek weer eens vir jou gesê het, dis nie so 'n groot koöperasie ding dat of 'n besigheid laat jy 'n nommer is nie. Ek word ge-SMS as ek verjaar. Jy word op 'n groep in Brazil, op Starra, word jou naam opgesit. Ja, hierdie ou verjaar vandag. Verstaan, so weer eens, Starra kyk na hulle mense, hulle kyk na hulle kliënte, en dit is waaroor dit gaan. Dit bly maar altyd om dit, soos ek weer eens al 3 keer vandag vir jou gesê het, dit gaan oor geld maak, maar dit gaan ook nie net oor geld maak nie. Dit gaan oor die groter prentjie. Dit gaan oor die groter prentjie. Ek hou nogals daarvan. Sê bietjie vir my, ek kon net sien hoe lyk ons tyd, ons is nog daarom nog 'n rukkie. Daar was nou iets wat ek jou nou gevra het. Die groot vraag wat op almal se tonge gewoonlik sal wees is nou die pryse. Hoe kompeteer julle met die mark? En ek dink dis tog enige ou is die masjien kan nice wees en reg wees en al daai goed, en dan dink die boer by homself, okay, maar gaan hierdie prysgewys, gaan dit pas by my boerdery? En het julle iets vir almal, as ek dit so kan vra? Dis nou juist een van die redes omdat ons self nou inkom. Met 'n invoerder besluit hulle wat die mark gaan nodig hê. So, daar's 'n sekere mark wat getarget word. Met Starra self van die fabriekse kant af, van die klein boer tot die groot boer, almal. So dis hoekom ons van 'n 2000 liter het in Brazil, 2000, 2500 tot 3-4000 liter tanks wat ons inbring, masjiene. En verskillende specs om almal se behoeftes te kan vul. Dan natuurlik, ons het verlede jaar het ek 'n Nampo, is altyd 'n fantastiese plek om almal kom kyk wat se masjiene is daar en pryse te kom kyk. Ons het 'n kliënt wat 'n 3.0 by ons gekoop het. Hy sê hy vat hom. Nampo gaan loop, hy draai by almal. Kyk, 'n kliënt, enige mens, jy gaan kyk waar jy die goedkoopste kan kry en jou opsies te kan vergelyk. Hy het na my toe teruggekom toe sê vir my, maar nee, hy weet nou nie meer nie. Ons spuit is te goedkoop. Sê vir hom, maar dis nie 'n probleem nie, maak ek hom vir jou duurder. Maar hoe meen jy nou? As jy nie, maar as jy nou gaan vergelyk met wat ons in daai masjien gee wat hy wil hê, in vergelyking met oppositie, is daar 'n miljoen plus verskil wat ons goedkoper is. So. Koop hy nie dalk nou 'n goedkoop ding nie. Dit is nou nogals 'n vraag wat meeste mense dink ek sal vra, nee. En ek het hom gister gevra, ek was gister by hom gewees. Ja. Toe vra ek vir hom, nou wat nou, om nog steeds spyt oor die te goedkoop ding. Ja. Maar dit maak nie sin hoe die ander dan nou, hoe die pryse, waar kom die pryse in nie. So, nee, ons is goed geprys vir Suid-Afrika. Omdat ons begin en alles, Brazil het ons pryse, ons het 'n spesiale prys in Suid-Afrika, ja. In Brazil, onthou, in Suid-Afrika is ons nou in die beginstadium met hierdie hoogloopspuiting goeders van 2016 af waar die ander manne al jare is. Ja. En ons het in hierdie van 2016 af tot nou toe het ons al goed naam gemaak. 2-3 jaar terug se Nampo het die ou by jou gekom en vir gevra, ja, maar wat se ding is die? Nou op Nampo het 'n kliënte wat by my kom of mense wat by my kom en my sê, hoorie, waar is die 3.0? Of waar is die Brutus? Ek wil die Brutus sien. Verstaan, so hulle begin al vra vir wat hulle wil sien en wat daar is. So nee,
Prysgewys en kwaliteit gewys, ons het Cummins engine, ons het Bosch pompe, so dis nie volkvreemde no-name brand goed wat ingesit word nie. Ja. So dis goed wat al deur die toets van tyd al maar oor tyd hulle self bewys het en goed so. Locally in Suid-Afrika ook kan koop. En dit's nou 'n ander ding, parte gewys en so aan. Hoe gaan julle maak met dit? Omdat ons nou weer eens, omdat ons direk in Suid-Afrika is, het ons eie parte van die fabriek af. So waar 'n invoerder moet parte koop hy, kom ons sê dalk 15%, ons kan inbring wat ons moet. Gaan julle 'n werkswinkel hê en gaan julle parte aanhou? Ons gaan self parte aanhou. Ons parte gaan in Johannesburg wees. Ons het 'n hoofkantoor in Pretoria, maar ons gaan handelaars hê. Ons gaan nog aan met van die handelaars wat ons het. En die voordeel is, omdat ons self wees, kan ons ander handelaars ook aanstel. So as daar 'n Landini handelaar is wat ons spuite goed wil doen, Landini doen die spuite nie, is ons oop vir hulle ook. Ja. So ons kan, wat lekker is, ons kan ons handelaars kies, ons kan seker maak ons handelaars is op standaard en natuurlik opleiding, alles sal vir die handelaars gegee word. Ja, daai is 'n goeie, dis 'n goeie ding daai en 'n belangrike faktor, nee, die mense wat aan die masjinerie werk moet die opleiding in goed hê, nee. Ja, kyk, wat bietjie moeilik is om op 'n keer vir die Brasilianers te verduidelik hoe Suid-Afrika is, want dit is maar twee verskillende kulture. Maar ek moet sê, as dit by workshop en verkoop en kliëntediens kom, het Starra 'n reël standaard. en dis dit. Daar's nie van miskien dit of so, of kom ons buig hierdie kant toe nie. En veral die feit dat ons nou direk hier is ons verantwoordelik vir ons handelaars. So ons het nie meer iemand, hoorie, asseblief, ek weet as jou handelaar, praat met jou handelaar nie. Nee, dis nou ons handelaars. So ons moet met ons handelaars praat en ons moet saamstem met hulle en hulle moet reg wees. So, daar's baie werk om te doen, maar op die ou einde sal dit goed gaan. Wat andersins maak jy nog opgewonde oor Starra wat nou in Suid-Afrika bietjie meer gaan infiltreer, as ek dit so kan sê? Man, kom ek sê vir jou so die groei. Daar's soveel potensiaal. Weet jy wat vir my lekker, as jy ry op die plaas, dit is nou op die buitekant, lyk dit mooi, hier en daar kolle wat droog is, maar as jy by 'n kliënt kom en jy sê vir hom, nee, ons is nou self van die fabriek af. Daar's tog die kliënte is heeltemal, okay, vertel meer. Verstaan, so die feit dat die fabriek in Suid-Afrika is, maak die ouens baie meer opgewonde. Want, of course, backup. So, dis nie dat ons gaan 'n sukkel met hierdie en die fabriek weet nie wat aangaan nie. Ja, dis soos of die middelman word uitgesny. Die fabriek is hier, ek bedoel, ons het 2 Brasilianers wat heidaglik in Suid-Afrika bly. Hulle ruil so af en toe met mekaar, maar ja, Brazil is Starra belê in Afrika. So, hulle is hier, ons is hier. En die groei, ons het nog baie groei om te doen, maar is opgewonde, sien nou daarna. Sê bietjie vir my, net so laastens, ek weet ons gaan nou amper afsluit, maar enige interessante stories wat jy dalk met ons wil deel, wat jy al beleef het, of iets wat jy al gesien het, al is dit nou by die fabriek, of hierso, of enigiets wat jy met ons kan deel, 'n stalkie, of... Ja, man, weet as jy Brazil toe gaan, my eerste toere was met tegniese ouens, dit sal ek my nou nie op die lig kan vertel. Nee, kom ek sê vir jou so, ja, ons het al baie interessante goed gesien, wat nogal vir my interessant is in Brazil. Onthou net een ding, in Brazil is planters Starra se hoofding. Hulle doen planters soos, ons het nou die wat ons hier verkoop het in Suid-Afrika, se 48 ry. Ja. So dit is een hengse groot massiewe planter. En ek was daar op die planter, ons gaan 'n bietjie klas loop oor planters en in die veld en al. En ons moes stadig, ons moet stop af en toe, want voor ons is hulle besig om mielies te stroop. Ons sit op die planter besig om sojas te plant. So, soos die stropery, plant ons agterna. So ja, dit was nogal vir my interessant. Dan, fabrieksgewys, daar's in die begin, toe ek daar gekom het, soos ek sê, hulle het nie Engels gepraat nie. Nou, die dorpie self, jy weet, as die fabriek nie Engels praat nie, die dorp mense weet nie wat is Engels nie. En dan kom jy daar, en ek wil skoenpoeier gaan koop. Nou sê ek vir die vroukie daar,
dan met Google Translate raai jy nou daar, skoenpoeier, sy verstaan nie. Trek my skoen uit en ek sit hom op die tafel neer, ek sit geld neer en ek wys vir hom. Maar ek moet sê, van daar af tot nou, hulle het nou 'n export afdeling, wat Engels praat, die naverkope ouens wat Engels praat, die tegniese ouens wat Engels praat, so, dit is baie, en wat my ook nogal interessant is, as ons nou tegniese goed gaan of so iets, het ons baie keer die Russe ook saam met ons, wat ook kom, en in die begin, ja, jy weet, dis maar moeilik, elke ou maak sy kos vir die dag, almal kry 'n beurt om kos te maak met die vergadering so goed, en nou die Russe is ek 'n swart goedjies, het lyk soos droewors, is dit te lekker, en een meisiekind vra, wat is die, ek maak 'n grap, ek sê vir haar, perd, die Rus kyk my, sy sê, hoe het jy geweet? Dis het 'n perd, hulle het perd, dit was nogal lekker gewees. Maar ja, interessante ding ook wat die Brasilianers doen, hulle het elke woensdag, as jy daar met kursus en goed is, dan het hulle soos 'n braai area, soos 'n onthaalsaal. So elke woensdag van die week word 'n groep ouens genooi om te kom braai saam met managers en dan te praat oor die fabriek en goeders en enige veranderinge, enige klagtes, enige iets. So hierdie woensdag word die ouens van die verfdepartement genooi. Volgende woensdag word die ouens van die assembling genooi. Volgende woensdag word daai genooi. Jy weet, dan kuier almal saam met almal en so. So ja, ja, dis interessant. Wat gebeur het, as daar was nog niemand dood nie, met die ouens wat oorgegaan het nie, almal het dan, ek sê gewoonlik vir hulle 80% terugkom, so happy, maar almal het dan nog teruggekom. Is goed. Ou Franco, ek wil vir jou sê baie dankie, dit was lekker om saam met jou hier te kuier. Ons sien uit na die toekoms en die planne wat Stara Afrika het hier in Suid-Afrika en wat julle vir die boere kan aanbied. Ek is nogal actually baie opgewonde oor julle wat nou bietjie meer gaan vasvat en vastrap hierso in Suid-Afrika. Ja, baie dankie en hou ons dop. Ons is hier. So. Mooi.